saam met u in die huis van die Here. Terwyl ons so sit, kom ons word stil in die teenwoordigheid van die Here. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen. Kom ons loof die Here vanoggend en ons sing uit Psalm 68. Psalm 68 en ons sing daar vers 1 en 2. Psalm 68, dit is ook waaruit ons gaan lees later in die erediens, as ons die skrifgedeelte gaan lees, en as ons ook gaan stilstaan by die prediking, gaan ons stilstaan by hierdie Psalm 68, en nou het ons ook die voorreg om dit te sing. So kom ons sing Psalm 68 vers 1 en vers 2. God is heilig en wanneer ons te doen het met sy heiligheid, kan ons nie anders as om voor hom neer te val en ons eie skuld te bely nie. As jy voor hierdie God kom staan en jy word gekonfronteer met wie hy in sy wese is, dan moet ons besef hoe klein, hoe sondig en hoe onheilig ons is.
Dit is die doel van God se wet. God se wet kom konfronteer ons. Dit kom daag ons uit om te sê, van nature is jou saak nie met God reg nie. Van nature verdien ons soos alle ander mense sy oordeel en sy toorn. Van nature is ons vyande van hierdie God waarvan ons nou net gesing het. Van nature is daar die woorde wat ons gesing het, soos was wat smelt voor gloed en vuur, het almal voor Gods glans geen duur wat goddelooslik lewe. Van nature praat dit van my. Van my. En daarom het ons elke week nodig om dit weer te besef, om ons sondes te bely voor God en dan sy vergifnis te ontvang. Kom ons lees nou die wet van die Here. Ons doen selfondersoek, sodat ons daarna die sondes wat daar nog in ons lewens oor is kan bely en mag hoor van God se genade. Ons lees uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod. Jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod. Jy mag nie egbreek nie. Die 8ste gebod. Jy mag nie steel nie. Die 9de gebod. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Die 10de gebod. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dit is die wet van die Here, waarvoor elkeen van ons skuldig staan. Nou, dit is nie 'n fout maak, om te dink my saak met God is reg, want ek hou 'n groot deel van hierdie gebooie. Dit is nie 'n fout maak om te dink, God sal maar net genadig teenoor my wees, want ek doen beter as die gemiddeld nie. Nee, laat ons skuld bely, laat ons toevlug neem tot ons enigste verlosser en saligmaker, Jesus Christus. En kom ons doen dit nou, terwyl ons sit. Ons gaan sing uit Gesang 76, Gesang 76, dit is 'n baie kort gesang, maar dit is ook baie mooi. Kom ons sing Gesang 76, ons gaan dit 2 keer na mekaar sing, so daar's net die een vers, maar ons herhaal daardie vers, sing hom 2 maal, en ons bely so ons skuld voor God. Gesang 76, vers 1, maar ons sing dit 2 maal.
Ons lees in die woord van die Here, in Romeine 5 vers 10 tot 11, hierdie pragtige woorde. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons dan deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons die Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Die woord van God verkondig in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees vergifnis en versoening aan elkeen wat met 'n ware geloof en 'n opregte berou in sy of haar hart 'n belydenis van die sonde skuld gedoen het. Maar aan hulle wat in die sonde volhard, wat dit nie bely nie, wat nie tot bekering kom nie, verkondig God se woord dat ons steeds vyande is met hom en dat hy ons sal vernietig. Daarom, bely die sondes. Kom tot bekering. Neem u toevlug tot Jesus Christus. Amen. Kom ons staan nou voor ons Here, u kan nou opstaan en dan gaan ons sing uit Gesang 75. Gesang 75, ons sing nou oor die roemryke genade van die Here. Gesang 75 vers 1 en 2 staande en daarna kan u bly staan vir die geloofsbelijdenis. In 1700 jaar gelede het die synode van Nicea plaasgevind. By daardie synode is 'n baie belangrike saak gedebatteer deur die kerk van daardie tyd. Die saak was, leer die Bybel dat Jesus Christus waarlik God is, of dat hy net 'n baie besondere mens was? Vandag nog is hierdie 'n baie relevante onderwerp. Vandag nog is daar mense wat sê, ek is 'n Christen, maar ek glo nie Jesus Christus was waarlik God nie. En daarom mag ons hierdie jaar baie bly wees vir die belydenis wat uit daardie konsilie, daardie synode na vore gekom het. En ons mag vandag ons geloof bely met daardie woorde van eeue en eeue gelede, met die geloofsbelydenis van Nicea. Ek glo in een God, die almagtige Vader,
die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat ter wille van ons, mense, en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het, deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, en een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode, en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. U kan nou die plekke inneem. En dan saam met my blaai na die boek van die Psalms, Psalm 68. Psalm 68 was van antieke tye af gebruik deur die Jode, saam met hulle viering van die Pinksterfees. Die fees van die eerste vrugte word dit ook genoem, of die fees van weke, die Pinksterfees. Hulle het hierdie Psalm daaraan gekoppel, omdat dit handel ook oor God wat sy volk uit Egipte land uitgelei het, en daarom het hulle dit 'n koneksie gesien om hierdie Psalm daar te gebruik. Ook van die vroegste dae van die Nuwe Testamentiese kerk af, word hierdie Psalm gekoppel aan Jesus Christus se hemelvaart en ook aan Pinkster. Word baie keer gebruik saam met die viering daarvan. Selfs in die Nuwe Testament in Efesiërs 4 haal Paulus onder inspirasie van die Heilige Gees aan uit hierdie Psalm om te praat oor Jesus Christus se hemelvaart, sy hemelvaart. En daarom het ek het goed gedink om oor die loop van die volgende 3 geleenthede wat ek hier sal preek, dit is nou nie die volgende 3 weke nie, maar die volgende 3 geleenthede, gaan ons stil staan by hierdie Psalm en ons gaan na hierdie Psalm kyk wat dit vir ons van God leer, kyk wat dit ons van die Here Jesus en van sy hemelvaart leer. Ons gaan in 3 geleenthede daarby stil staan, dus vandag en dan volgende week donderdag, as die Here wil, met die viering van hemelvaart en dan die keer daarna, wanneer ons begin met die viering van, wanneer ons die viering van Pinkster eintlik beëindig op die 8ste Junie. En dis waarby ons hier gaan stil staan by Psalm 68. Die tema vir die preek vanoggend is 4 gedagtes oor die hoogheid van God. 4 gedagtes oor die hoogheid van God. Maar voor ons die woord van die Here lees, kom ons verootmoedig onsself eers in gebed. Jy kan staan, mans, en dan gaan ons saam bid. Onse Vader wat woon in die hemel, U is oneindig hoog verhewe bo die aarde. U troon in die hemel. U ry op die wolke, soos hierdie Psalm sê. U is hoog, ja, hoog verhewe. Ons kan nie eens in waarheid begin om te verstaan hoe hoog U bo ons is nie. U is die skepper en ons die skepping. U is God en ons is nie. U was van altyd af daar. En ons is nou maar hier vir 'n paar jaar. U, o Here, is hoog en verhewe. Maar ons bid nou dat U self aan ons sal kom bekend maak. Dat U deur U Gees
ons oë en ons harte sal oopmaak om u woord te lees en te verstaan, dat u ons sal leer wie u is. Help ons om onsself voor u te verootmoedig. Help ons om, wanneer ons sondes in ons eie lewe sien, dit te bely en u vergifnis te ontvang. O Here, ons bid dat u nou met elkeen van ons sal wees om u woord nie net met die ore te hoor nie, maar ook met die hart te glo en dit te gaan uitleef met ons hande en ons voete in die wêreld daar buite. Help ons om u hoogheid te besef en dit te verkondig aan almal wat oor ons paaie kom. Ons bid dit nie omdat ons dit enigstens verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus, ons hoë en verhewe verlosser. Amen. Psalm 68, ons gaan die hele Psalm lees. Ons gaan in die preek stil staan by die begin en die einde van die Psalm, die inleiding en die slot van die Psalm. En dan, soos die Here wil, op die volgende geleenthede, dan sal ons by die middelste dele van die Psalm uitkom. Psalm 68 vanaf vers 1, hierdie is die woord van die lewende God. Vir die musiekleier van Dawid 'n Psalm, 'n lied. God staan op, sy vyande raak verstrooid en sy haters vlug voor sy aangesig weg. Soos rook verdryf word, verdryf u hulle. Soos was smelt voor die vuur, vergaan die goddelose voor die aangesig van God. Maar die regverdiges is bly. Hulle juig voor die aangesig van God en hulle is vrolik met blyskap. Sing tot eer van God, psalm sing tot eer van sy naam. Vul die pad op vir hom wat deur die woestynvlaktes ry. Here is sy naam en jubel voor sy aangesig. 'n Vader van die wese en 'n regter van die weduwees is God in sy heilige woning. God laat die eensames woon in 'n huisgesin. Hy lei die gevangenes uit in voorspoed, maar die wederstrewiges woon in 'n dor land. O God, toe u uitgetrek het voor u volk, toe u voortgestap het in die wildernis, Sela, het die aarde gebewe. Ook het die hemele gedruk voor die aangesig van God. Hierdie Sinaï voor die aangesig van God, die God van Israel. Met 'n milde reën het u, o God, u erfdeel besproei, en toe dit moeg was, het u dit versterk. U skare het daarin gewoon, u het dit in u goedheid berei vir die ellendige, o God. Die Here het die woord laat hoor, die vroue wat die goeie tyding gebring het, was 'n groot skare. Die konings van die leerskare vlug, hulle vlug, en sy wat tuis gebly het, verdeel die buit. As julle daar lê tussen die veekrale, is die vlerke van die duif oordek met silwer en sy vleuels met liggroen goud. Toe die almagtige konings daarin verstrooi het, het dit gesneeu op Salmon. 'n Berg van God is die berg Basan. 'n Berg met toppe is die berg Basan. Waarom kyk julle afgunstig, o berge met toppe, na die berg wat God begeer het vir sy woning? Ja, die Here sal daar woon tot in ewigheid. Die waans van God is 10.000, 1000 maal duisende. Die Here is onder hulle, dit is Sinaï in heiligheid. U het opgeklim na die hoogte, u het gevangenes weggevoer, u het geskenke geneem onder die mense, ja, ook wederstrewiges om daar te woon, o Here God. Geloof sy die Here, dag na dag draai ons. God is ons heil, Sela. God is vir ons 'n God van verlossinge, en die Here het uitkomste teen die dood. Gewis, God sal die kop van sy vyande verbrysel, die harige skedel van hom wat in sy sondeskuld rondwandel. Die Here het gesê, ek sal terugbring uit Basan, ek sal terugbring uit die dieptes van die see, sodat jy jou voet kan steek in die bloed, die tong van jou honde van die vyande sy deel kan hê. O God, hulle sien u optogte, die optogte van my God, my koning in die heiligdom. Vooraan gaan die sangers, daar agter die snaarspelers, tussen jong meisies in, wat die tamboerijn slaan. Loof God, die Here in die vergaderinge, julle wat is uit die fontein van Israel. Daar is Benjamin, die kleinste, wat oor hulle geheers het, die vorste van Juda, hulle menigte, die vorste van Sebulon, die vorste van Naftali. Jou God het jou sterkte gebied, betoon u sterk, o God, wat vir ons gewerk het. Terwille van u tempel in Jerusalem, sal die konings aan u geskenke bring. Dreig die wilde gedierte van die riet, die trop stiere saam met die kalwers van die volke, die wat hulle self onderwerp met stukke silwer. Hy het die volke verstrooi, wat lus het in oorlog.
Edele sal uit Egipte kom. Kus sal haastig sy hande uitsteek na God. O koninkryke van die aarde, sing tot eer van God. Psalm sing tot eer van die Here, Sela. Van hom wat ry in die hoogste hemele, wat uit die voortyd is. Kyk, hy verhef sy stem, 'n magtige stem. Gee sterkte aan God. Sy hoogheid is oor Israel en sy sterkte in die wolke. Vreeslik is God uit jou heiligdomme, o Israel. Die God van Israel, hy gee aan die volk sterkte en kragte. Geloofd sy God. Dit is die woord van die Here. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, iets wat 'n mens nie kan mis wanneer jy by 'n psalm soos hierdie psalm kom nie, is om net werklik te stoei met die skynbare wreedheid van die psalm. Nie waar nie? Hierdie psalm het 'n geneigtheid om 'n mens laat vra, wat maak ek met hierdie God wat hier beskryf het? Is dit dieselfde God waarvan ek lees in die Nuwe Testament daar in 1 Johannes 4 vers 18 wat sê dat hy liefde is? Hoe versoen ons hierdie twee gedagtes? Dit is iets wat baie mense werklike worstelinge mee het. Nou, daar is ook baie mense daar buite in die wêreld, ongelowiges, wat juist na so iets sal wys en sê, hierdie is die rede waarom ek nie glo nie. Hierdie is die rede waarom ek nie 'n Christen is nie, want ek kan nie saamgaan met 'n God soos hierdie God nie. 'n Voorbeeld daarvan is 'n ateïstiese joernalis van 'n paar dekades gelede, Christopher Hitchens. Hy het baie bekend geskryf. Hy het hierdie gesê, hierdie woorde: die Bybel is gewelddadig, irrasioneel, intolerant, verbind aan rasisme, stamisme en onverdraagsaamheid, vol van onkunde en vyhandig teenoor vrye denke, minagtend teenoor vroue en hardhandig teenoor kinders. Hy is natuurlik so verkeerd soos kan kom, maar vra jouself 'n bietjie vanoggend af. Sal hy nie kan sê, kyk na Psalm 68, daar is my bewyse nie. Wonder ons nie soms oor dieselfde vraag nie? Wat maak ons met hierdie God wat hier beskryf word? Kyk net na vers 24. Hoe kan ons bly wees dat God ons vyande sal doodmaak, sodat ons kan trap in hulle bloed en ons honde hulle kan opvreet? Dink 'n bietjie daaraan. Kyk na vers 2. Hoe kan ons lief wees vir 'n God wat sy vyande vernietig, soos was wat oor 'n kersvlam gehou word? Dink 'n bietjie daaraan. Kyk na vers 22. Hoe versoen ons God se oneindige genade met die feit dat vers 22 sê hy sal die harige skedel van sondaars verbrysel? Wat maak ons met hierdie God? Die basiese antwoord van die Bybel, en ook van hierdie Psalm, is om vir ons te sê, as ons hieroor wonder, dan het ons nog nie regtig 'n verstaan en 'n begrip vir God se hoogheid nie, vir sy verhewendheid nie. Dit is nie altyd maklik om dit te hoor nie, maar dit is die antwoord wat hier vir ons gegee word. Dit gaan oor God se hoogheid, oor sy verhewendheid, om te sê, hy is so hoog, ons kan hom nie koppel aan ons eie verstaan van reg en verkeerd altyd nie. Jy kan nie altyd sê, nee, ek gaan God behandel soos 'n mens nie, eintlik soos wat ons ouers baie keer vir ons gesê het, God is nie jou speelmaatjie nie. Jy kan hom nie afbring aarde toe en hom onderwerp aan jou eie reëls nie. God is hoër as jy en as ek. Ja, mense soos hierdie joernalis Christopher Hitchens, hy kan ook sê dat die God van die Bybel is net gewelddadig sonder rede, maar die antwoord van daardie selfde God is om te sê, wie is jy? Wie is jy om my uit te daag? En dit is waarby ons hier moet stil staan in die preek vanoggend, soos ons nou hiermee besig is om hier voorbereiding te doen vir Hemelvaart, wat volgende week sal plaasvind, wanneer ons die Hemelvaart diens hier het, moet ons stil staan by hierdie God wat werklik hoog is. Hy is verhewe, hy is in die hemel. Jesus het opgevaar na die hemel, hy is hoog. En dit is waarby ons hier stil staan in vanoggend se preek. Ons staan stil by 4 gedagtes oor die hoogheid van God. Mens kan dit maklik onthou, dit is al 4 begin met 'n V. So die 4 gedagtes is verstrooi, versorg, verheerlik en verkondig. Verstrooi, versorg, verheerlik en verkondig. Die eerste ding wat ons hier raak sien, gaan oor God wat sy vyande verstrooi.
God verstrooi sy vyande. Daar in vers 2 lees ons, God staan op, sy vyande raak verstrooid en sy haters vlug voor sy aangesig weg. Sy vyande raak verstrooid. Die basiese gedagte is dat God soos 'n kryger is, wat uit sy tent uit opstaan en sy swaard vat en op sy vyande afgestorm kom, en wanneer hulle hom dan sien soos hy aangestorm kom, dan is hulle te bang, hulle draai om en hardloop weg, hulle raak verstrooid voor sy aangesig. Dink, as mense 'n beeld kan gebruik, dink dalk aan 'n hele swerm duwe wat toesak op 'n land, om al die pitte, al die sade op te pik, en dan kom 'n hond afgestorm op daardie duwe en hy blaf, en hy storm op hulle af, en hulle almal fladder in die lug en weg, en vlieg weg, hulle raak verstrooid. Dit is wat God se vyande doen, hulle raak verstrooid voor sy aangesig weg. Vers 3 teken vir ons 'n prentjie. Vers 3 sê, soos rook verdryf word, verdryf u hulle. Soos rook verdryf word. Almal van ons het al gesien, waarin jy maak 'n vuur, en daar is sommer 'n hele klomp grys rook wat bo die vuur uitstyg, en dan steek die wind op. En eensklaps is al die rook weg. Dit word verdryf voor die wind. Of dalk het u al gery op die snelweg en jy sien 'n groot veldbrand wat voor jou uitbreek, en dit is sulke groot swart kolomme van rook wat in die lug en opgaan, maar jy sien hoe hoër dit opgaan en die wind begin tref, dan draai dit in spirale en later verdwyn dit heeltemal, want die wind waai dit weg. Dit is wat God se vyande, wat met hulle gebeur, hulle raak verstrooid, soos rook verdryf word voor die wind. Maar vers 3 teken dan vir ons nog 'n prentjie. Dit sê, soos was smelt voor die vuur, vergaan die goddelose voor die aangesig van God. Ek onthou baie goed toe ek 'n kind was, selfs nou nog van tyd tot tyd, as mense 'n kers aansteek, kan smel die wasmel so weg en dit loop so af teen die kante van die kers, dit drup op die piering, en dit het altyd vir my baie pret verskaf om daardie was wat dan weer hard word, af te breek van die piering en dit so te gaan hou oor die kersvlammetjie en te sien hoe dit so smelt. Dit is die beeld wat hier gebruik word van wat God met sy vyande doen. Soos was wat smelt voor vuur, so smelt God se vyande voor hom. En dit is wat ons hier moet raak sien. God verstrooi sy vyande, soos rook verstrooi word voor wind. God versmelt sy vyande, soos was smelt in die vuur. Dan kom ons weer by daardie vraag uit. Die vraag is, wat maak ek met hierdie God? Is dit hoe liefde lyk? Dit is 'n eerlike vraag. Hoe kan ek verstaan dat hierdie dieselfde God is, waarvan ons sing daar in Gesang 295, as ons sing, genade onbeskryflik groot het u aan my bewys. Hoe maak ek met hierdie God? En die antwoord, ek het dit reeds genoem, die antwoord is ek moet besef dat hy werklik hoog is, verhewe is. Die Here self sê vir ons in Jesaja 55 vers 9, want soos die hemel hoër as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Dit is die basiese antwoord. So moeilik as wat dit is dit die basiese antwoord van die Bybel en van hierdie gedeelte, om vir my te sê, ek moet besef, God is so hoog en verhewe, ek kan hom nie verstaan soos wat ek 'n blote mens sal verstaan nie. Ek kan hom nie meet aan dieselfde maatstaf waarin ek ander mense sou meet nie. Nee, hy is hoog. Blaai net 'n bietjie daar na die Nuwe Testament, gaan lees daar uit Romeine 9, en hoor jy, wat sê God? Hy sê, wie is jy? Jy is soos die klei wat die pottebakker in sy hand neem, en waar het jy al ooit gehoor dat die klei die pottebakker uitdaag? Waar het jy al ooit gehoor dat die klei vir die pottebakker sê, u het my verkeerd gemaak? Hy sê, klei kan nie praat nie, klei is nie dieselfde as die pottebakker nie. Nee, God is hoog, hy is verhewe, hy is ons skepper, ons is die skepping. En hy sê, besef dit net. Besef dit net. So moeilik as wat dit is om te hoor, is dit die antwoord wat ons moet besef. Maar, daar is nog 'n dieper antwoord. Jy kan werklik vrede en rus in jou hart kry voor hierdie God, deur Jesus Christus alleen.
Dit is hoe jy kan besef, dat hierdie God, hierdie selfde God, hierdie God, wat sê, hy smelt sy vyande weg, soos was wat smelt bo die vuur. Om 'n ander beeld te gebruik, mense kan ook sê, soos 'n stukkie braaivleisvet, wat jy op die rooster los te lank, en jy sien hoe dit so wegsmelt. Dit is wat God met sy vyande doen, maar ons kan besef, hierdie God is dieselfde God van liefde, as ek na Jesus Christus kyk, want wat sien ek in hom? Ek sien, God se oordeel is nie iets abstrakt nie, God se oordeel is nie iets wat hy net uitgegiet het op ander mense nie, nee. God self, God die Seun, Jesus Christus, het in tyd gekom en gebuk gegaan onder daardie selfde oordeel. Daar kan ek sien dat God nie net regverdig is nie, maar ook liefde. Aan die kruis. Want daar sien ek hoe God om my te red, om u te red, om die sondes te dra van elkeen wat in hom glo, gaan hang aan die kruis, gebuk gaan onder sy eie oordeel, die pyn en die lyding van die hel beleef, sodat ons kan vryspring. God is nie net, geliefdes, God is nie net die een wat sy vyande verdryf soos rook verdryf word voor die wind nie, maar hy is die een wat self gebuk gegaan het onder daardie selfde oordeel. God is nie net die kryger met 'n magtige swaard wat al sy vyande verstrooi nie. Jesus Christus is ook die lam wat geslag is deur daardie selfde swaard. Dit is wie ons God is, en as ons dit begin besef, as ons kyk na Jesus Christus, en ek sien wie hy is, dan kan ek besef, dat God ook waarlik liefdevol is. Nou bring ons hier by die tweede punt. Die eerste gedagte is verstrooi, God verstrooi sy vyande. Die tweede gedagte is hy versorg die behoeftiges. Dit is maklik om te dink dat as God dan so hoog verhewe is, hy is in die hemel, hy is so hoog bo ons, dan kan hy seker nie eintlik omgee oor dit wat op die aarde aan die gang is nie. Sommige mense maak daardie fout. Dink 'n bietjie aan daardie bekende liedjie van die sangeres Bette Midler. Sy sing mos daardie bekende liedjie, God kyk na ons van 'n afstand af. God is watching us from a distance. God kyk na ons van 'n afstand af. Baie mense dink so oor God. Hulle dink God is die een wat 'n horlosie opgewen het, en nou is die horlosie besig om net af te wen, en hy is nie eintlik betrokke daarbey nie. Hy het hierdie plek gemaak, en nou sit hy terug, en hy kyk maar net, maar hy is nie eintlik betrokke in sy skepping nie. Maar, as dit is wat ek van God dink, dan maak ek 'n groot fout, want dan dink ek nog steeds te laag oor wie God is. Hoor mooi, as ek dink God is nie betrokke in sy skepping nie, as ek dink God is nie betrokke in my dag tot dag lewe waar die tekkie die teer tref nie, dan dink ek steeds te laag oor wie hy is. Wat hierdie Psalm vir ons sê, is dit sê vir ons, God is so hoog dat hy selfs betrokke is by die laagste dinge in die wêreld. God is so hoog dat hy selfs betrokke is by die kleinste mense en dinge in die wêreld. Hoor wat lees ons in vers 6 tot 7. Vers 6 tot 7 sê, 'n vader van die wese en 'n regter van die weduwees is God in sy heilige woning. God laat die eensames woon in 'n huisgesin. Hy lei die gevangenes uit in voorspoed, maar die wederstrewiges woon in 'n dor land. Wat moet ons raak sien? God versorg die behoeftiges. Dit is wat dit sê nie waar nie. God versorg die behoeftiges. Weeskinders, kinders wie se ouers gesterf het, God is vir hulle 'n vader. En weduwees, vrouens wie se manne gesterf het, in 'n samelewing wat sulke vrouens maklik wil te nakom, God is vir hulle 'n regter. God bring enkel lopendes, mense wat eensaam is, bring hy uitmekaar sodat hulle bymekaar uit, sodat hulle 'n nuwe huisgesin kan vorm. En mense wat gevange is in sonde of in 'n werklike gevangenis, God bevry hulle. Dit is wat ons hier sien. Dink 'n bietjie aan 'n voorbeeld van dit. Dink 'n bietjie daaraan dat daar 'n werklike weeskind is. Hier is 'n weeskind en hy is in 'n kinderhuis. Enigiemand wat al te doen gehad het met 'n kinderhuis, 'n kinderhuis is 'n goeie ding. Dit is goed dat daardie kinders nie op straat hoef te wees nie. Nie waar nie? Dit is goed dat daar 'n plek is waar kinders wat hulle ouers verloor het, hulle kan na die plek toe gaan, hulle het onderdak, hulle het kos, hulle hoef nie op straat te wees nie. Dit is 'n goeie ding. Maar enigiemand wat al te doen gehad met so iets, weet dat dit is alles behalwe ideaal. Maar die kinders, hulle het werklik hartseer omstandighede. En deel van die probleem is, jy sit 'n klomp kinders wat almal hulle ouers verloor het bymekaar en later begin hulle om hulle identiteit daaraan te koppel.
Hulle begin later dink, dit is nou maar net wie ek is. Hulle voel verwerp, niemand wil hulle hê nie. Hulle voel, ek is nou maar net alleen op die wêreld, ek het niemand wat lief is vir my nie, ek het niemand wat omgee vir my nie. Baie keer voel hulle dat hulle nie normaal is nie, hulle kyk na almal buite, en hulle voel, hier is ons en daar is hulle. Hulle voel, hulle word deur niemand aanvaar nie. Maar nou dink daaraan, dat daar hierdie 2 ouers is, wat nie kinders kan kry nie. En dan kom hulle en hulle neem een van daardie kinders in die kinderhuis aan. Wie sit daar agter? Wie het dit beskik? Wie het daardie eensame kind in 'n huisgesin gebring? Wie het vir hom ouers gegee? Dit was die Here. Hy het dit laat gebeur. En dit is wat ons hier moet raak sien. God sorg vir die behoeftiges. Hy doen dit nie net vir weeskinders nie, maar vir elke liewe behoeftige. Elke keer wat daar iemand is wat honger is en hy kry 'n kospakkie, is God die een wat dit beskik het. Elke keer wat jy 'n weduwee kry wat versorg word deur wie ook al, is dit God wat dit beskik het. Elke keer wat 'n hawelose persoon onder 'n dak kan slaap, is dit God wat dit beskik het. Elke keer wat iemand wat werkloos is, werk ontvang, het God dit vir daardie persoon gegee. Elke keer wat 'n slagoffer van molestering kan ontsnap weg van die molesteerder af, is dit God wat vir haar die deur oopgemaak het. Elke keer wat 'n plaasaanval deur 'n buurtwag gefnuik is dit God wat dit laat gebeur het. Elke keer wat 'n sterwende persoon op 'n wonderbaarlike manier genees word, is God die groot geneesheer wat agter dit gesit het. Elke keer. Dit is wie God is. Hy is betrokke in ons wêreld. Hy is betrokke by die behoeftiges in hierdie wêreld. En ons wat Christene is, moet sy voorbeeld volg. Nie waar nie? Die Bybel sê mos vir ons moet wees soos wat God is, ons moet heilig wees soos hy heilig is. Dit beteken ons moet sy voorbeeld volg. As hy betrokke is by die laagste mense in die samelewing, dan moet ons uitreik en betrokke wees by die laagste mense in die samelewing. Hoor nou mooi, dit beteken nie jy moet nou uitgaan en 'n R200 noot gaan gee vir die bedelaar wat langs die pad staan nie. Inteendeel, dit is juis waarskynlik nie die regte manier om hom te help nie. Maar ons moet vra as gemeente en as mense, op watter manier kan ek God se voorbeeld volg? Op watter manier kan ons strategies en effektief uitreik na die mense in die samelewing wat behoeftig is? Hoe doen ons dit? Waarom moet ons dit doen? Want God gee om. God is so hoog dat hy selfs omgee vir die laagstes in die samelewing. En omdat hy omgee, moet ons omgee. Dit is die tweede punt. God versorg die behoeftiges. Die eerste 2 gedagtes gaan oor wat God doen. God verstrooi en versorg. En dan die derde en die vierde gedagte, die laaste 2 gedagtes gaan oor wat ons doen. Hoe ons moet antwoord en reageer op wat God doen. Ons moet hom verheerlik en ons moet sy hoogheid verkondig. So kom ons kyk na die derde gedagte, verheerlik. Ons kry die gedagte van verheerliking daar in vers 4 en 5. Ons lees, maar die regverdiges is bly, hulle juig voor die aangesig van God en hulle is vrolik met blydskap. Sing tot eer van God, psalm sing tot eer van sy naam, vul die pad op vir hom wat deur die woestynvlaktes ry. Here is sy naam en jubel voor sy aangesig. Ons moet God verheerlik. Ons moet hom verheerlik. Ons verheerliking, ons lof van God moet eintlik borrelend wees. Dit moet oorloop. Dit moet nie regtig nie, maar dit moet amper uitbundig wees. Dit moet vrolik wees, dit moet jubelend wees, borrelend. En ons wat konservatief is, ons het 'n geneigtheid om dit te vergeet. Hoor net wat sê dit daar in vers 4. Maar die regverdiges is bly, hulle juig voor die aangesig van God en hulle is vrolik met blydskap. Dink net vir 'n oomblik daaraan. As 'n gemiddelde persoon op 'n Sondagoggend hier in ons kerk ingestap kom en saam met ons hier erediens hou, beleef hy iets van God se hoogheid in die manier hoe ons sing. Dink net daaraan. Daar is 'n gereformeerde belydenisskrif, nie een van die wat ons aanvaar nie, maar dit is nogtans 'n gereformeerde belydenisskrif, die Westminster Korter Katekismus, wat begin met 'n baie belangrike vraag. Hoor net hierdie vraag. Wat is die heel hoogste doel van die mens? Dink daaraan. Wat is die heel hoogste doel van die mens?
Weet jy wat is die antwoord? Om God te verheerlik en hom te geniet tot in ewigheid. Wat is die heel hoogste doel van die mens? Om God te verheerlik en hom te geniet tot in ewigheid. Nou ons het 'n geneigtheid om te fokus op die eerste deel. Ons sê ja, ons moet God verheerlik, maar ons kan dit maar doen met 'n suur gesig en 'n frons op my kop en dan gaan die Here kom prys en nee, jy kan nie. Jy kan God eers waarlik verheerlik as jy hom ook geniet. Hoor net wat sê vers 4. Die regverdiges is bly. Hulle juig voor die aangesig van God. Hulle is vrolik met blydskap. Hulle is bly om hier te wees. Daar word so 'n storie vertel van 'n tipiese konservatiewe kerk. Die storie gaan so dat daar is hierdie tipiese konservatiewe kerk en toe een oggend kom daar, hulle gaan nou maar aan met hulle gewone eredienste en toe een oggend kom daar 'n besoeker ingestap. Hierdie broeder kom uit 'n meer charismatiese agtergrond. Hy gaan sit nou maar daar agter in die kerk en die erediens gaan aan. En die dominee preek en op 'n stadium sê hy nou iets wat met die broeder se hart gepraat het en die broeder wat daar agter in die kerk sit, hy spring op en hy sê, "Loof die Here." En almal skrik sommer so. En dis 'n ongemaklike stilte, die dominee het sommer sy plek verloor, maar hy vind dit nou weer en hy gaan nou maar aan en na nog 'n ruk sê hy weer iets wat met die broeder se hart praat en hy spring op en hy sê, "Loof die Here." En almal skrik weer en dit is weer ongemaklik en een van die ouer ooms in die kerk besluit, hy gaan nou iets hieraan moet gaan doen. So hy stap en hy gaan sit agter hierdie broeder en die dominee weer op 'n punt kom wat hy iets sê wat praat met die broeder se hart, wil die oom sommer so opstaan, maar die ouer oom sit sy hand so op sy skouer en hy sê vir hom, "Broeder, in hierdie kerk loof ons nie die Here nie." Dink net daaraan. In hierdie kerk loof ons nie die Here nie. Ons moet daarvoor oppas. Geliefdes, dit is eintlik 'n vreugde om hier te wees elke Sondagoggend, om saam met u hier te wees. Ons sing, ons loof die Here met vrolikheid. Ons is bly om hier te wees. Dit is 'n vreugde om die Here te aanbid. Laat ons dit nie afwater nie. Geliefdes, ons moet die Here, ons lof van die Here moet borrelend wees. Hoor jy die woord borrelend? Dit moet vrolik wees, jubelend. En dit beteken nie ons bring 'n gitaar in die kerk in nie. Hoor nou mooi. Dit beteken nie ons gaan 'n gitaar in die kerk bring nie. Maar wat dit wel beteken, is ons mag nooit tevrede wees om sommer net saam te brom met die orgel nie. Nee, ons moet die Here loof met ons hele hart. Ons lof voor hom moet van die beste gehalte wees. Dit kan nie afgewaterde lof wees nie. Ons moet vrolik wees voor die aangesig van die Here. Iemand wat hier ingestap kom, moet in ons lofsang kan hoor hoe hoog en verhewe God is. En dit bring ons by die 4de punt, verkondig in die laaste paar verse van die Psalm in vers 33 tot 36. Daar word eintlik die onderwerp van lof en verheerliking word voortgesit, maar Dawid wat die Psalm geskryf het, hy het nou 'n nuwe klem wat hy kom plaas. Vers 33 tot 36 nooi hy nou almal anders uit om deel te neem aan die lof wat hy voor die Here bring. Hy nooi almal anders uit en sê, al die nasies van die heidense wêreld en sê, kom loof die Here saam met my. Hy verkondig God se hoogheid aan die heidense wêreld. Hoor wat sê hy in vers 33 tot 36. O koninkryke van die aarde, sing tot eer van God. Psalm sing tot eer van die Here, Sela, van hom wat ry in die hoogste hemele, wat uit die voortyd is. Kyk, hy verhef sy stem, 'n magtige stem. Gee sterkte aan God. Sy hoogheid is oor Israel en sy sterkte in die wolke. Vreeslik is God uit jou heiligdomme, o Israel, die God van Israel. Hy gee aan die volk sterkte en kragte. Geloof sy God. Hoor net hoe nooi hy almal uit. Hy sê kom. Loof die Here, al die koninkryke van die aarde. Hy sê hy is nie tevrede daarmee om net vir die Israeliete te sê kom en kom loof die Here nie. Hy sê al die koninkryke van die aarde. Vandag sal ons sê van die Chinese tot die Amerikaners reg oor die wêreld, almal van hulle en ook ons hier in Suid-Afrika kom loof die Here. Al die koninkryke van die aarde. En dink nou mooi daaraan, is dit ons getuienis, ons as gemeente se getuienis, nie net teenoor die verlore Afrikaners nie, maar teenoor al daardie koninkryke, al daardie volke, al daardie nasies om te sê kom en kom loof die Here, want hy is so hoog.
Hy is so hoog dat ons nooit tevrede sal wees as net 1 of 2 of 3 of 4 of enige iets minder as almal hom loof nie. In die woorde van Psalm 150 vers 6, laat alles wat asem het die Here loof. Alles wat asem het, kom loof die Here. Is dit ons getuienis? Is dit my getuienis as persoon, teenoor almal oor wie se pad ek kom? Kan mense in my woorde en in my dade sien dat ek wil hê hulle moet saam met my kom om die Here te loof? Kom ons maak dit prakties. Wanneer laas het ek vir 'n ongelowige gesê, kom saam kerk toe dat ons die Here kan loof? Wanneer laas? 'n jaar gelede? 2 jaar gelede? 5 jaar gelede? Het ons nie ongelowiges in ons eie families nie? In ons vriendekringe? Wanneer laas het ek vir een van hulle gesê, kom net, kom loof die Here, want hy is so hoog, dat ek brand so vir sy verhewendheid, dat ek nie sal rus, voordat jy ook voor hom kom, om hom te verheerlik nie. Geliefdes, as die Here wil, volgende week donderdag op die 29ste Mei, sal ons die fees vier van Jesus se hemelvaart. Pragtige fees, gaan oor sy hoogheid, want hy het opgevaar van die aarde na die hemel. Hy is self die hoë en verhewe God, wat troon in die hemel. Maar, direk voor sy hemelvaart, het hy vir die kerk 'n opdrag gegee. Die groot opdrag, Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jy kan nie die Here Jesus se hemelvaart en sy hoogheid losmaak van die groot opdrag nie. Hy is so hoog, dat hy wil hê almal moet hom ken. En ons as kerk moet daardie verkondiging van sy hoogheid uitdra en vir almal sê, kom loof die Here. O koninkryke van die aarde, sing tot eer van God, psalms sing tot eer van die Here. Kom ons sluit af. Die Here ons God is hoog en verhewe. Hy is hoog en verhewe. Ons aanbid vanoggend 'n God wat hoog en verhewe is, hoër as wat ons ooit kan besef. En hier is ons staan voor hom. Daar is baie mense wat vandag probeer om God te verlaag, sodat hy by ons kan aanpas. Hulle sê, ons moet God laat aanpas by ons omstandighede, ons moet God meer aanvaarbaar maak vir mense van die 21ste eeu. Maar nee, vanoggend kom ons en ons staan voor hierdie God wat nie verander nie. Wat sê, ek is hoog en jy moet aanpas by my. Vanoggend staan ons voor hierdie God. Ons dink aan die Here Jesus self, wat self God is, God die Seun, wat opgevaar het na die hemel. Ons dink aan hemelvaart en ons berei onsself ook voor vir Pinkster. En daar dink ons ook aan die hoogheid van die Here. In hemelvaart besef ons dat die Here Jesus self opgevaar het na die hemel. Hy is self hoog. In Pinkster besef ons dat daardie hoë God sy Gees uitgegiet het, sodat hy kan betrokke wees in hierdie wêreld hieronder. En dit is wat ons vanoggend moet besef. Dink net aan hierdie hoë en verhewe God. Die God wat so hoog is, dat hy al sy vyande voor sy aangesig verstrooi. Dit is die eerste punt. Dink aan hierdie God wat so hoog is, dat hy al die behoeftiges op hierdie aarde wil versorg. En dink aan hierdie God wat so hoog is, dat ons, die kerk, nie anders kan as om vir altyd en altyd te verheerlik nie. En dink aan hierdie God wat so hoog is, dat ons met ons hele hart besig moet wees om sy hoogheid aan die hele wêreld te verkondig. Dit, geliefde, is jou God. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat woon in die hemel, o Here, U is werklik hoog en verhewe. Ons prys U daarvoor. Ons dank U vir U woord wat vir ons kom uitdaag as dit nodig is.
wat ons kom konfronteer met u hoogheid. Help ons om te besef, ons kan u nie meet aan ons eie standaarde nie. Ons kan nie maak asof u een van ons is nie. Help ons tog om deur die bloed van Jesus Christus vrede, ware vrede te vind by u. Help ons ook om u werklik te verheerlik met ons hele harte en om u hoogheid te verkondig aan 'n wêreld wat nodig het om dit te hoor. Vader, ons wil ook voorbereiding doen vir almal in hierdie gemeente. Elke broeder of suster wat op watter manier ook al beproef word. Ons weet van lidmate wat in die hospitaal is, ons dra hulle aan u op, vra dat u tog daar genesing sal skenk. Ons bid ook vir die broeders wat vanoggend bevestig sal word in die ampt van ouderling. Ons vra dat u hulle sal seën en sal versterk om daardie dienswerk te doen tot eer van u naam, u wat werklik hoog en verhewe is. Ons bid vir ons hele gemeente, Vader. Help ons tog om vrugbaar te wees in hierdie wêreld, hier aan die ooste van Pretoria. Ons verdien niks van dit nie, maar ons bid dit ter wille van u genade, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, u het dit nou ook in die gebed gehoor, maar word nou vanoggend amptdraers bevestig. U het gehoor van name wat afgekondig was ter approbasie, ter goedkeuring, en die broeders wat opgevolg het op dit, en wat daar geen wettige beswaar teen ingebring was nie, is broeder Martin Engels, broeder Andrew Robertson en broeder Skalk van Skalkwyk. Ons vra nou vir hierdie broeders om vorentoe te kom. Gemeente van die Here Jesus Christus, volgens die Ou Testament het God sy verbondsvolk veral deur 3 ampte laat bedien, naamlik profeet, priester en koning. Die Here Christus het hierdie 3 ampte in homself verenig. Kragtens ons verbondenheid aan hom en gesalf met dieselfde Heilige Gees as hy, beklee elke Christen die ampt van gelowige as profeet, priester en koning. Uit die Nuwe Testament blyk dat God steeds sy verbondsvolk deur gelowiges laat bedien, wat veral op een van die 3 ampteryne funksioneer. Die leraar profeties, die diaken priesterlik en die ouderling koninklik. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Efesiërs 4 vers 12. Ons moet weet wat is die vereistes vir die ampt. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n amptdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te onderrig, wat ook gewillig is om daarvoor toegerus te word en wat die Heilige Skrif voortdurend ernstig ondersoek. Verder moet 'n amptdraer onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry. 1 Timoteus 3 vers 2. In alle opsigte betroubaar, Handelinge 6 vers 3, en met die Gees van God vervul. Geliefde broeders, na ernstige gebed tot God, is u tot hierdie ampte, net eintlik die een ampt van ouderling, verkies. Aangesien daar geen wettige beswaar teen u leer en lewenswandel ingebring is nie, gaan ons nou voort om u in u ampte te bevestig. Broeders, ouderlinge, u dra as opsieners en rentmeesters, volgens Titus 1 vers 7, van die huishouding van God die verantwoordelikheid vir die opbou en geestelike versorging van hierdie gemeente. U moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus gedra. Volgens die voorbeeld van Christus moet u herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbidding, huisbesoek en siekebesoek moet u die lidmate bystaan, vertroos, bemoedig met God se woord
en in hulle geloof versterk. U moet ook vir die dooplidmate verantwoordelikheid neem, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet u in liefde vermaan. Volgens die bepalings van die kerkorde moet u teen diegene wat in sonde volhard met die kerklike tug optree, sodat hulle tot bekering kan kom. Gee ook ag op mekaar en op die leer en lewe van die bedienaar van die woord, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Daarvan lees ons in Handelinge 20 vers 29, waar die apostel waarsku dat goed gewaak moet word teen wrede wolwe wat onder die kudde van Christus mag inkom. Waak oor die erediens en sorg vir die onderhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk. Hou toesig oor die suiwere bediening van die woord en dra sorg dat die sakramente nie ontheilig word nie. Geliefde broeders, u moet nou op die volgende vrae opreg antwoord, sodat elkeen kan hoor dat u bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is u daarvan oortuig dat God self deur sy gemeente u tot hierdie besondere amp geroep het? Aanvaar u die Ou en Nuwe Testament as die ware en onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die saligheid en verwerp u alle leringe wat in stryd is met die Bybelse waarhede, soos saamgevat in die 3 formuliere van eenheid. Beloof u om u amp soos dit aan u voorgehou is getrou te vervul, as ouderlinge in die kerkregering saam met die bedienaars van die woord. Beloof u om tot eer van God te lewe en om u aan die kerklike regering, opsig en tug te onderwerp. Wat is hierop u antwoord, broeder Martin Engels? Ja. Broeder Andrew Robertson? Ja. Broeder Skalk van Skalkwyk? Ja. Geliefde broeders, wees getrou in die dienswerk en in die ernstige ondersoek van die Heilige Skrifte. Wees voorgangers vir die hele gemeente. Wees gewillig en blymoedig in die nakoming van u roeping. En gemeente, ontvang hierdie amptdraers as gestuurdes van die Here. Bid vir hulle en werk met hulle saam. En stel u self ook beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in diens van Christus. Kom ons bid nou saam. Here God, ons aanbid u in dankbaarheid, omdat u u kerk deur al die eeue bewaar, versorg en laat groei. Ons dank u dat u ook nou weer amptdraers afgesonder het om op 'n besondere wyse in u gemeente te dien. Ons bid dat u hulle elke dag deur u Gees sal lei en toerus vir die dienswerk. Help ons almal om na u stem te luister, aan u gehoorsaam te wees en dankbaar saam te werk in die opbou en uitbou van u gemeente. Ons smeek dit alles tot u eer in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broeders, u kan nou omdraai en dan gaan ons nou sing. Dit is nie op die bord nie. Ons gaan nou sing uit Psalm 134. Ons almal ken dit baie goed. Psalm 134 vers 4, die bekende seënbede. Ek vermoed dit gaan nie op die bord daar wees nie, maar ons ken dit meestal uit ons koppe uit en ek is seker u het ook die toep op u selfoon of die boekie by u. So ons sing dan Psalm 134 vers 4, die seënbede sing ons hierdie broeders toe. Vier
Kom ons sing nou ons loflied, borrelend en vrolik voor die aangesig van die Here. Psalm 68. Ons sing daar vers 15 en 16. Psalm 68 vers 15 en 16. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.